is die 11de Mei, ons is hier in Pretoria, die boere Jerusalem. Daar is hy. En so dankbaar dat hierdie warm harte weer eens hier gearriveer het, ingeklok het, kom sit het. Dankbaar vir al die warm gesigte en die warm harte wat vanmôre hier is. Prys sy naam. Kan hierdie wêreld daar buite kan net die applous hoor van hierdie gemeente tot eer van Vader Jahwe. Prys sy kosbare naam. Jy weet dat die hele wêreld altyd besig met 'n applous vir 'n klomp politici wat klomp twak verkoop. Dan kry hulle 'n staande ovasie. Nou ek leer die boervolk, ons applous is vir Vader Jahwe alleen, vir geen mens. Prys sy kosbare naam. Nou jy kan die skrifte oopmaak by Klaagliedere in die 5de hoofstuk vers 21. Ja, die tema net weer mooi neersit, die doelwit van skuldgevoelens. Die doelwit van skuldgevoelens. 11 Mei 2025 in Pretoria. Klaagliedere 5:21. Daar staan geskrywe. Nou lyk, hier is 'n magtige aankondiging. Eintlik is dit 'n bevel. Bekeer julle. Nee, daar staan geskrywe, bekeer ons tot U. Het jy hom so gelees? Bekeer ons tot U, Vader Jahwe. Dan sal ons bekeer. Is dit nie mooi nie? So, vir ons is dit nou eintlik moeilik, maar Jeremia begin verstaan en hy sê, Vader Jahwe, bekeer ons tot U. Is dit reg? Is dit reg? Nou goed, hou nou mooi, dan sal ons bekeer. Nou, gaan dit waag om vanmôre te sê oor hierdie materiaal en oor hierdie pragtige gemeente wat hier sit. Dis presies wat gebeur het. Vader Jahwe het ons tot hom bekeer, daarom is ons besig om ons tot hom te bekeer. Sien jy dit? Dis vreeslik kosbaar. En hoor, wat sê ons nou? Terwyl ons nou besig is om tot hom te bekeer, hoor mooi, wat is die hartsverlange in ons binnekant? Daar staan daar geskrywe, vernuwe ons dae soos in die voortyd. So, maar dit is nou presies wat ons nou doen. So ons het nou wat gedoen, Vader, bekeer ons tot hom, en ons is besig om ons tot hom te bekeer, en omdat dit so is, het ons 'n diep verlange in ons hart, dat hy ons dae sal vernuwe, soos in die voortyd. Nou kom ek vertel vir jou van die voortyd. In die tyd van koning Dawid se heerskappy as koning oor die hele 12 stamme van Israel, het die hele wêreld gevrees. Want koning Dawid, as jy jou bek skeef getrek het ergens op 'n plek, vat hy die weermag, gaan soontoe en haal jou bek van jou tande af en hy gaan aan met sy lewe. Die hele wêreld het geweet, hierdie koning en hierdie volk is nie jou maat nie. Hoekom? Want hierdie volk was onder Vader Jahwe se naam, onder sy krag en onder sy majesteit. En hulle het 'n koning gehad wat geweet het hoe om in die tempel voor Vader se aangesig op sy aangesig te loop lê. Hy het dit geweet. Anders is met hierdie klein volkie oorkant die rivier van kus vandaan, is dit anders. Dis totaal anders. Ons het 'n skurwe hakskeen wat oor ons regeer. En ons verstaan hoekom dit so is. Maar ek wil vir u vertel dat u moet daar sit en dink, en dat u is gekap uit die rots. U is die ouetjies wat Vader deur die eeue onder sy hand in bewaring gehou het vir hierdie dag. Ons moet aan hom lof bring. Hy het ons deur die verskriklike eeue se marteling en bloedstollende verhale gebring. Doodslag, verwoesting, en het ons bymekaar gehou, uit hierdie gene lyn bewaar vir 1000 geslagte, presies soos hy gesê het.
En hier sit u nou vanmôre. En u sit hier omdat hy gekies het om die profesie wat hy oor u uitgespreek het hier te vervul. Maar om die profesie duidelik te word, of te laat word, doen hy hierdie een. Bekeer ons tot u, dan sal ons tot u bekeer. En dis presies wat hy oor kan die riviere van Kus begin doen. Kan jy dit nie sien nie? En terwyl ons kyk ons na die gemors hier om ons, en ons sê, Vader, kan jy nie ons daar vernuwe soos in die voortyd nie? Ons sê dit elke dag vir mekaar. Dis 'n vervulling van hierdie pragtige gedeelte van Jeremia 5:21. Nou, skuldgevoelens binne in die boervolk is 'n doelbewuste, is 'n beplande aksie teen die intellek, teen die innerlike wese van hierdie klein volkie. Dis 'n taktiek. Dit is 'n aanslag dat hierdie klein volkie nooit moet weet wie sy is nie, en sy moet diensbaar gemaak word aan ander volke waarvan Vader gesê het, nooit ooit nie. Julle soek hulle geluk en hulle vrede nie tot in ewigheid nie. Het hy so gesê, kan ek 'n amen kry? Nou maar wat is dit nou? Nou hier sit ons nou. En het ons oorlaai met skuldgevoele. Nou hoor nou, dit is 'n komplekse ding. En hierdie ding het 'n historiese oorsprong. Ons moet net so 'n bietjie terughardloop in die geskiedenis. Ek wil vir u vertel, wanneer hierdie volk se voorvaders in die Kaap aankom, wou die groot kerk dadelik hê hulle moet deelneem aan die verbastering wat in die Kaap aan die gang was. Dadelik. Hulle sê nee. Toe trek hulle. Nie waar nie. Dan sê, hoekom? Hulle wil nie daar wees nie. Wat het die kerk gemaak destyds? Hulle plaas hulle onder sensuur. Kan jy dit glo? En hulle het vir die kerk laat weet, julle kan daai papier in die toilet gaan ophang, ons trek. Ja, ek mag seker nie so iets sê nie, maar ek sê dit, want dit is 'n minagting. Want hulle was besig om hierdie volk 'n skuldgevoel te gee. Sy's verkeerd. Sy wil nie vermeng nie. Sy wil nie haar nageslag verdonker nie. Sy wil nie onder die kerk se gesag buig nie. En hulle bou haar met skuldgevoelens. Van wanneer af? Van 1652 af, van die 1800s af, het hierdie ding verskerp. Nou kom ons kyk. Waar en wanneer het ons hierdie ding oorgekom waaroor ons nie goed voel nie? Ons kyk van die Anglo-Boereoorlog se tyd af van 1899 tot 1902. En min van ons mense verstaan die geskiedenis. U moet 'n boek loop koop, sy naam is Bloed, Sweet en Trane. Want as jy daardie boek klaar gelees het, sal jy op jou voete staan en jy vir Vader loof vir die dag waarin jy is. Ons verstaan nie die vernedering wat ons deurgegaan het daardie tyd nie. Ons sou wel regtig nie die vernedering gehad het as ons die wapen moet neersit omdat ons die geween van ons kinders en ons vrouens in die kampe nie meer kon verdra het nie. Hulle wil nie hê die geskiedenis van hierdie volk moet lewend word in hulle harte nie, want hulle vrees die klein volkie van Vader Jahwe oor kan die riviere van Kus. Ons het deur 'n volksleiding, u verstaan nie. Wanneer die manne terugkom van die veld af, maar die perd is net so maar soos wat hy maar is. Toe staan hy met sy hoed in sy hand by die plaashuis wat hy gebou het en net die mirasie. Daar's nie 'n hoenderhaan nie, daar's nie vee nie, daar's nie 'n bees nie, daar's nie 'n vrou nie, daar's nie kindertjies nie.
Hoekom verstaan u nie? Dat u wat vanmôre hier sit is gebore uit 'n diep volkslyding nie. U is gebore in 'n smart tyd. Maar dit is nie al wat met ons gebeur het nie. Toe ons net mooi begin opstaan in hierdie land gebou het tot 'n pragtstuk in die wêreld. Toe sê hulle dis 'n fout. In die kerk begin en sê hierdie apartheid van julle is 'n sonde teen hierdie Bybel. En hoe swaai hulle die ding? Hulle begin met skuldgevoelens. Hulle bou skuldgevoelens in. Hulle preek van die kansels af. Hulle bou skuldgevoelens is 'n kosbare volk wat daar sit. En daardie skuldgevoelens het gemaak dat sy ja sê vir die gemors waaraan ons vandag is. Ek is so jammer dat ek Vader se volk is. Dit was 'n fout. Dit was 'n fout om my kinders afsonderlik groot te maak. Ons bely ons sonde. 'n Versoeningskommissie word in die lewe geroep met 'n swart pekaas. En die wit man moet sy knie buig en sê, "Ekskuus." En so word 'n generasie gebore onder die aanslag van skuldgevoelens. En natuurlik mag ek seker sulke dinge nie op die openbare media sê nie, maar ek het dit klaar gesê. U moet vir my die teendeel bewys. Hierdie is feite. En wat gaan ons daarmee maak? Hulle het 'n kultuur van selfondersoek by ons gekweek. Ons moet onsself ondersoek, want almal is kinders van die Here, sê hulle in hierdie boek. En ons moet onsself ondersoek en kyk, hoekom het ons nie vir hulle ook die weelde en die lekker kry en al hierdie goed gegee nie? Hulle het 'n verskriklike ding gedoen. Hulle het ons in gedwonge versoening ingeboelie en hulle het die Bybel daarvoor gebruik. Maar ons is vandag nog steeds by die Bybel, maar ons sê hierdie Bybel sê, jy mag hulle geluk en hulle vrede nie soek tot in ewigheid nie. Jy mag sy dogter vir jou seun as vrou nie neem nie, en jy mag jou seun vir hom nie gee nie, en jou dogter vir sy seun nie gee nie. Hy sê, het jy dit raak gelees? Vader is onveranderlik van ewigheid tot ewigheid. Dit staan nog net so vars vanmôre, en ons het 'n halleluja binne in ons harte, want ons is hierdie klein volkie wat vir hom gesê het, bekeer ons tot u, en hier sit u nou vanmôre, u is 'n getuienis, hy was getrou, hy het ons tot hom bekeer. Of ons is besig met 'n magtige bekering tot eer van sy kosbare naam. En terwyl ons daar is, sê ons, vernuwe ons dag soos in die voortyd. Weet jy wat? Hy gaan dit doen. Wanneer ons op ons platvoet staan en sê, Vader Jahwe alleen. Nie hierdie wêreld nie, hy alleen. Maar daar's nog eene. Moderne ideologieë, genade ons. Is nou tot mense in New York wat op die sypaadjie staan, en hulle het hulle self honde verklaar. Is nie meer 'n mens nou hond. Nou blaf hulle vir die taksies wat daar verbygaan. Jy sien, die plek is gek. Dis moderne dit is moderne ideologieë. Die mans kan nie eens meer 'n spaarwiel omruil nie. Ekskuus. Want hulle moes die vorstelikheid van die manfiguur aftakel. Man, hulle keer hulle hare met so 'n kuifboom met allerlei persgeel en blou klere in. En sy broek hang onder sy bou, dit is 'n sleg ding. Weet jy wat? My hart bewe. Want hierdie wêreld het van Adam
'n wat gemaak? 'n Belaglikheid. Verstaan u dit nie? Dis moderne ideologie. Dis globalisme. Die hele wêreld is gelyk. En Matteus, Openbaring 13, jammer, Openbaring 13 sê, die hele wêreld sal die dier aanbid. Het jy al gesien? Sien jy, hulle is besig daarmee? Wow, prys sy kosbare naam. Daar, nou. Wat het hulle gedoen? Hulle het ons geskiedenis geherskryf. Nou wil graag met die jong mense praat wat na my luister, ook van hulle wat vanmôre hier sit. Die jong mense op skool weet meer van Steve Biko en Nelson Mandela as van hierdie volk, van hulle oorsprong, van hulle kultuur en waar hulle vandaan kom. So wat het hulle gedoen? Wat het hulle gedoen? Met skuldgevoelens, jou geskiedenis diskrimineer teen die ander volke se geskiedenis. Los jou geskiedenis. Jy moet betaal, jy moet regstelling bring, jy moet al jou goed laat gaan, sodat jy kan versoening kry by die aan wie jy nie behoort nie. Dit is 'n belaglike, geklike besigheid. So die hele godsdiens empire het besluit om die hele wêreld in rebellie teen Vader Jahwe te bring. Maar ons wat vandag hier sit, ons sê voetsak. Ons gaan nie saam nie. Ons is besig om ons magtig te bekeer tot Vader Jahwe. Applaus vir die koning. Kom, laat die lewe in hierdie plek kom. Maar ons sit met die ou koerante, ons sit met die media. Hy sit op jou selfoon, hy sit op jou TV. Hy sit in die gedrukte pers, oral, die media het die plek in hulle hande. Hulle besluit wat jy en ek moet dink vir die toekoms. Ek glo my nie, gaan vir u wys. Volksidentiteit is taboe. Die media sê volksidentiteit is taboe. Vader sê in Deuteronomium 7:6, jy is 'n volk heilig aan my. Jou het ek uitverkies om met al die volke wat op die aarde is, my eiendomsvolk te wees. Dis wat Vader sê. Die media sê, twak man, weg met volksidentiteit. Nou ons is hier in Pretoria, in die boere Jerusalem, en ons sê vir die wêreld daar buite op 'n boere manier, voetsak. Ons is Vader Jahwe se boervolkie. Ons is sy seuns en sy dogters. En ons ruil dit vir niks in hierdie wêreld nie. Hoekom het hierdie skuldgevoelens begin? Kom ons praat gou met mekaar. Die boervolk is deur eksterne invloede, nie van binne af nie. Hoor nou mooi, hierdie volk het nie van binne af tot niet gegaan nie, of gestruikel of geval nie. Sy is van buite af beïnvloed om te struikel. Nou kom ons kyk. Wat het die universiteite aangevang? Wat het die teologiese fakulteite aangevang? Wat het die manne op die kansels aangevang? Geskiedenis, nie waar nie? Maar kom ons kyk na die resultate hiervan. Vanmôre sit hier 'n volk hier wat nie eers 'n skopgraaf grond op haar naam het in haar eie land wat Vader vir haar gegee het nie. Hoe 'n ongeluk het dit gebeur en niemand sy nek styf gemaak nie. En niemand het begin om te sê tot hier toe, nie verder nie. Niemand nie. Hoekom nie? Want ons was nog nie besig om ons tot bekering te dwing met hart, verstand en siel tot Vader Jahwe nie. Maar nou, in hierdie moeilike tyd, in hierdie harde tyd, binne in hierdie weggooi tyd,
het Vader begin om ons tot hom te bekeer. Daarom is ons vanmôre hier, want ons is getuienis, ons is besig om ons tot hom te bekeer. En die behoefte van ons hart is, dat ons daar vernuwe sal word, soos in die voortyd. Verdraaide geskiedenis. Hulle het die geskiedenis so geskryf, dat jy selfkrities moet word oor jou afstammeling, jou voorgeslagte, jou geskiedenis. Jy moet jou geskiedenis kritiseer. Wat is ons tema? Die doelwit van skuldgevoelens. Hier is hy. Hier is hy. Dit is werklik, dit is onder ons neuse. Kom ons vat die volgende een. Politieke en morele druk het hulle toegepas om volksgerigte selfbeskikking as 'n bedreiging te verklaar. Jy mag nie volk wees nie, jy mag nie apart wees nie, jy mag nie jou kinders self opvoed nie, en jy ken die hele lys. Mag ek vanmôre weer oor hierdie materiaal sê, ons sê hier uit hierdie gemeente vir hierdie debakel hier buitekant voetsak. Voetsak. Teologiese interpretasies. Hierdie boek sê, jy mag jou met die nasies nie vermeng nie. Die 33 sê, die 53 sê, die 83 sê, die 2020 sê dit. Hy sê jy mag nie vermeng nie. Die kerk sê, ignoreer dit asseblief. Almal is gelyk in die oë van God. Ons sê vanmôre, vir die hele kerklike empire daar buite, voetsak. Vader Jahwe het gesê, ons mag nie vermeng nie. En hy is die skepper, hy is die gesag van die ewigheid. Ons sing en bemin hom. Hulle sê, ons moet selfopofferend word, anders kan ons nie versoen met die ander nie. So ons moet alles wat ons in is, gee. En toe alles klaar gegee sê, nou moet julle julle self ook gee, anders kan daar nie versoening wees nie. Ons besef julle waar het ons aangekom. Besef julle. Nou, die Bybelse roeping tot volksherstel is nie skuld nie. Vader het nie vir sy volk gesê, betaal hulle iets nie. U sal dit vir my nie die hele skrif nie wys nie. Hy het nie so gesê nie. Hy het nie. Maar hierdie skrif praat van volksherstel. Hierdie, kom ons lees dit. Kom ons lees dit in Jeremia 29 vanaf die 10de versie. Jeremia 29:10, kom ons lees dit daar. Ag, jy moet nou nie vir my sê, ek mag nie die woordjie voetsak van die kansel afgebruik nie, want dis 'n boerenaam. Tot 'n hond verstaan dit as jy met hom so praat. Nou, jy moet nou mooi vir my hoor vanmôre. Ons vandag begin ons om op te hou om skaam te wees omdat ons die boervolk is. Man, ons is die boervolk. Klaar gepraat. As hulle nie daarvan hou nie, is dit hulle probleem, nie ons probleem. Jeremia 29:10, want so sê Vader Jahwe, het jy al mooi gelees daar, lees saam met my, want so sê Vader Jahwe, nie almal nie, nie die nie, nie die koning van Engeland nie Donald Trump van Amerika nie, hier staan geskrywe, want so sê Vader Jahwe, as eers 70 jaar vir Babel verby is, nie vir julle bandelingskap nie, het hom gelees vanmôre daar. Hy sê, as die 70 jaar vir Babel verby is.
Ek weet nie, ek hoor nie, of jy my saamstem, lees ek reg, daar staan geskrywe, want so sê Vader Jahwe, as eers 70 jaar vir Babel verby is, dit beteken, hier is 70 jaar, wat vir Babel gegee is, om iets te doen. Wat het hulle gedoen met die volk wat daar aangekom het? Hulle moes ander gode aanbid, hulle moes nie hulle eie taal praat nie, hulle moes Galdees praat, en hulle moet voor die beeld, die goue beeld van Dura, moes hulle in aanbid, en neerbuig, en so meer, en so meer, en jy onthou dit. Nou hulle moes hierdie ding doen, oor hierdie volk. Weet jy waarom? Omdat hulle die gunstige tyd toe Vader hulle geseën het, nie geëer en nie gesien het nie. En daarom land hulle in Babel, maar hy laat toe, hy gee vir Babel net 70 jaar. Hy sê, as hierdie tyd verby is, nou kom ons lees, kom ons los vir Babel, kom ons lees, wat sê Vader in die profesie. Sal ek op julle ag gee, sal ek op julle ag gee. Die ding is vanoggend nog net so lewendig. En vanmôre gee Vader ag op ons, prys sy naam. Want Babel het ons getrap in hierdie land. Maar hy het op ons ag gegee. En hoor nou kosbaar. Sal ek op julle ag gee en aan julle my goeie woord vervul. Het julle hom gelees daar? Wat is sy goeie woord? Kom ons kyk. Om julle na hierdie plek terug te bring. Jy hoor hom nie mooi nie. In ons wat aan oorkant die riviere van kus is, aan die platvoet hier staan. Ons is waar ons is. En hierdie land is die boervolk se land. Wie het so gesê? Vader Jahwe. En hy is besig om ons terug te bring na hierdie plek. Stem u saam dat Babel het ons getrap. Maar nou moet jy sien, wat doen Vader met Babel? Ek hoor die ou kerkbesigheid, die buitekant is besig om so swaar te trek, hulle kan nie meer die predikante se 100,000 per maand betaal nie. Ja, sê die predikante, ons moet ander goed begin doen. Ons moet 'n biertuin opsit, laat die manne so 'n bietjie keel kan nat maak, sodat ons net so 'n bietjie die lidmate kan, maar die manne loop weg van Babel af, want hierdie woord sê, ek sal julle terugbring na hierdie plek. Verstaan jy nie die skrifte nie? Dis kosbaar. Dan gaan hy verder, en hy sê in 11de vers, en hierdie is vir my so kosbaar, en wil hom elke môre van my lewe sommer opsê, want so sê Vader, hy sê, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester. Laat ek dit nie by mekaar trek vanmôre, en vir jou sê, weet jy wat sê Vader? Vader sê, ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester. Prys sy naam! Maar hoekom is ons nie op die voorvoet nie? Hoekom is daar nie blydskap nie? Hoekom is ons nie in dankbaarheid nie? Hoekom val die stoele nie om nie? Hoekom moet ek vra vir 'n applous en 'n halleluja? Hoekom kan hy uit vreugde uitbars op sy eie in hierdie gemeente en hy prys sy kosbare naam? En nou kom ons lees verder, spreek Vader Jahwe, en hoor watter gedagtes koester hy vir jou en vir my, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om wat te doen? Om vir julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Kan ek net gou vra vanmôre, wie glo hierdie woord? Wie glo hier? Daar gaan hy, prys sy naam. Sy woord is ewig vas. En dit sal voor ons oë manifesteer. Maar in hierdie tyd is daar 'n ding wat gebeur. Dis 'n Nehemia ding. Nehemia 2 vers 17. Bly gou die kant toe.
Nehemia 2 vers 17, dit is nou het Vader besig, hy's besig om ons tot hom te bekeer en hy daarmee saamgestem. Nou goed, die volgende opdrag is in Nehemia 2 verse 17. Ons lees wat sê Nehemia vir die volk. Daarop sê ek vir hulle, nou luister mooi wat sê hy, julle sien die nood waarin ons is. Het julle al gesien daar? Hy sê, julle sien die nood waarin ons is. Nou kom ons wees eerlik vanmôre. As ons nou hierdie plekkie kyk, hier buite, dan sien ons in watter nood ons is. Is dit nie waar nie? Ja. Nou toe, kom ons kyk wat sê hy, wat moet gedoen word. En dat Jerusalem woes lê, maar dat boerland oor kan die riviere van kus woes lê. Man, ek mag so praat, as jy nie daarvan hou nie, kry koers. En sy poorte met vuur verbrand is. Nou kom ons kyk na die volkspoorte, haar aanbiddingspoorte, haar kultuurpoorte, haar finansiële poorte, haar beskermingspoorte, haar weermag. Al hierdie poorte is vernietig, daar's van dit niks oor nie. Ek kan baie goed sê, maar ek wil dit nie vandag sê nie, want dit niks daarmee te maak nie. Maar kom, laat ons die muur bou. Nou wil ek dit vanmôre sê en dit klaar sê. Hierdie volk se volksidentiteit voor Vader se aangesig is die muur wat moet gebou word. Dis beteken dit ons begin sê, leef, praat, sing en jubel oor wie ek is en so bou ons die muur. Want uiteindelik sal Vader wat doen? Vir ons die vrede gee en nie onheil nie. Sal hy vir ons nie hierdie gemors gee nie, maar 'n hoopvolle toekoms. Is dit by my? Nou, hoekom doen ons dit nie? Wat is ons probleem? Nou, hoor nou mooi. Kom, laat ons die muur van Jerusalem opbou, dat ons nie langer 'n voorwerp van smaad kan wees nie. Nou, vandag in boerland is hierdie boervolkie 'n smaad hier binne. Weet jy waarom? Die muur is af en die poorte is verbrand. So wat gaan ons doen? Eerste ding is ons volksidentiteit oprig soos wat Vader Jahwe bedoel het, dit moet wees. Dit is die muur wat ons om onsself bou. Waarin hy alleen heerskappy in het. En ons deel dit met niemand. Maar in hierdie tyd gaan hy rigters oprig. Jy moet gou by my bly, is amper klaar. Nog net 'n uur. Nou, hy rig rigters op. Rigters, wat is 'n rigter? Wat is 'n rigter? As jy na 'n straat, nou is daar in die nuwe Suid-Afrika, kry jy nie meer straatname nie, en as jy nie die Engelse meisie het nie, en hulle nie vir jou 'n speldval gestuur het nie, weet jy nie waar hulle bly nie. Maar vroeër jare was daar op die hoeke van die strate paaltjies, wat gesê het, Paul Kreerstraat, die kant toe, ensovoort. Onthou jy dit? Mooi bordjies, man, mooi bordjies. En hier langs die paaie was mooi bordjies. Kom by hierdie kruising, dan sê hierdie bordjie Bronkhorstspruit en hierdie een sê Pretoria. Is dit reg? Met ander woorde, dit was rigters wat gesê het ons moet die kant toe ry, soos daar wil nie van eens meer. Ek ken die verhaal. Maar in hierdie tyd wat Jeremia sê, hy sê, sien julle die nood waarin ons is. Nou die nood gaan daaroor dat hier nie meer rigters is nie. Is dit nie waar nie? So wat gaan Vader nou doen? Kom ons lees in
In Rigters 6 oor Gideon, Rigters 6 vers 12, en hoor nou, ons gaan 'n paar versies lees, ons gaan dit net vir u mooi beduie. Bly net nog so 'n oomblik by my asseblief. Hoor nou mooi. Vader sal rigters in hierdie tyd gee, ouens wat weet waarheen hierdie boervolk moet gaan. Dis hy. Hulle sal nikkerig wees, hulle sal stywe nek wees, hulle sal hulle styf maak. Amen. Nou hoor mooi. Vader Jahwe roep vir Gideon om sy volk uit onderdrukking te lei. Hoor nou, om onderdruk, word hierdie boervolk onderdruk vanmôre. Maar natuurlik. Maar intussen hou ons besig met teologiese bekleierery en die en die wil daai en hierdie. Dis 'n vreeslike toestand. Terwyl ons 'n verdrukking. Met ander woorde, daar moet rigters wees wat hierdie volk uit die verdrukking kan lei. Is dit reg? Dis hy. Nou kom ons lees. Rigters 6:12. En die engel van Vader Jahwe het aan hom verskyn en vir hom gesê: Vader Jahwe is met jou dapper held. Is dit so? Nou sê hy het nie so gedink nie. Hy was besig om die koring uit te slaan binne in die druiwepas. Hy was bang, man. En hy het 'n klein lampie daar gehad, dink ek, wat net so effens lig maak. En skielik staan die engel daar en die hele plek is lig en hy sê, sit af die ligte, die vyande gaan dit sien. Maar hierdie boodskapper van Vader sê vir hom, wees gegroet, dapper held. En hy kyk oor sy skouer, want hy dink, die boodskapper praat met iemand hier agter hom wat hy nie van weet nie. Nee, ons is vandag nog net so. Vader Jahwe sê vanmôre vir hierdie klein volkie: wees gegroet, dapper klein volkie. En dan is ek bly dat dit vanmôre stil word in boereharte. Want dan hoor ons Vader se stem weer klink in die diep kant van ons hart en ons siel. En ons siel roep, halleluja. Toe vra Gideon vir hom, vers 13, ag my Heer, as Vader Jahwe met ons is, waarom het al hierdie dinge dan oor ons gekom? Hy hoor nie. Hy beduie eers, as hy met ons was, hoekom het al hierdie dinge oor ons gekom? Ons vra vandag presies dieselfde goed. Is dit nie waar nie? Ja, maar hoor wat sê hy. En waar is al die wonders waar ons vaders ons van vertel het deur te sê, Vader Jahwe het ons uit Egipte land gelei en al daai wonderdade wat op die pad gebeur het. Waar is dit heen? Vers 14. My boet, my dierbare sis, hierdie teksvers is vanmôre vir jou bedoel. Net vir jou. Jy wat besig is om jouself tot Vader Jahwe te bekeer. Hierdie teks is vir jou bedoel. En moet nou nie daar sit en dink, jy's onbekwaam nie. Dis vir jou bedoel. Kom ons lees saam. Toe draai Vader Jahwe na hom toe en sê, gaan in hierdie krag van jou. Gaan in hierdie krag van jou. Is Vader Jahwe nie ons krag en ons sterkte nie? Hy bevestig dit self. Hy sê, en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Hoor nou wat sê hy, is dit nie ek wat jou stuur nie? Dit is so toepaslik vanmôre, dat elke boerehart wat hier sit, Vader Jahwe sê vir jou, omdat jy jou tot my bekeer, verklaar ek jou 'n rigter vir hierdie volk. En baie van ons gaan sê, ek weet nie hoe nie, en dan sê hy, gaan in die krag van jou. Watter krag? Sy krag, sy majesteit, sy heerlikheid, sy waarheid. Dis die krag
Want hierdie wêreld kan hierdie krag nie teëstaan nie. Ons het so 'n groot liefdeswerk om te doen. Maar ons is nog nie klaar nie. Ons moet nog die volgende enetjie hanteer en dis in Johannes 8 vers 32. U ken hom almal uit die kop uit, maar hoor nou staan ons losser self hierso. Hy staan self hier. Hy sien die volk sukkel. Die volk sukkel met hierdie waarhede, net soos wat u en ek vanmôre sukkel. Want hierdie ding hier buite lyk vir ons, hy het groot spiere en daar's geen einde aan hom. Ek sê vanmôre vir u, kan u nie die teken sien nie? Die ding is besig om te vrek. V-R-E-K. Kappietjie op die E. Vrek. Hy besig om te vrek. Waarom? Omdat hulle die oogappel van Vader Jahwe aangeraak het. Applaus vir die koning. Nou hoor nou mooi. Johannes 8:32. Passievol. Ware vryheid kom deur waarheid. Ware vryheid kom deur waarheid. Dit reg. Johannes 8:32. Lees met my saam. En julle sal die waarheid ken. Weet jy wat sê ek vanmôre vir u? Bekeer ons tot u. Dan sal ons tot u bekeer. Hy sê, hy is die waarheid en die weg en die ewige lewe. Is dit nie waar nie? Nou hoor, wat sê hy? En julle sal die waarheid ken. En vanmôre sit die klein boervolkie hier in sy bondeltjie bymekaar en elkeen het 'n getuies waar hulle sê, ons ken Vader Jahwe. Wie is hy? Hy is die waarheid, hy is die lig, hy is die ewige lewe, hy is die weg. Ons ken hom vanmôre. Hy sê, en julle sal die waarheid ken, en hierdie waarheid gaan julle vrymaak. Kan jy verstaan? Dat is fisies besig om te gebeur in ons dag. Ja, maar die ekonomie is sleg. Dis hulle ekonomie, nie Vader se ekonomie nie. Wanneer hy vir ons 'n hoopvolle toekoms gaan gee, sal dit 'n ander saak wees. Prys sy dierbare naam daarvoor. Maar dan kom ons by die 36ste versie. As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Nou, wie's die Seun? Dis Vader Jahwe in die vlees. Hier's 'n groot oorlog hier buite aan die gang, omdat ek die goed sê. Maar ek sê dit veral vir die afgelope dekade. Dat die Seun is Vader in die vlees. En dit staan in die skrifte geskryf. As hulle dit nie wil aanvaar nie my probleem nie. En hierdie vryheid open die weg na selfbeskikking. U hoor nie wat ek sê nie? Hierdie weg wat Vader ons opgeplaas het, open die weg na selfbeskikking. Nou net van 'n gou vir u vertel. Wat u nie weet nie. Ongelukkig moet ek moet nou van Mohammed vanmôre hier insleep. Net om te verduidelik. Die moslim, Vrydag, 12 uur, sluit hy die land toe. Van die Limpopo tot onder in die Kaap. Sluit hom toe van 12 uur tot 2 uur. En dan staan boerkind daar by die deur en wag. Dat hy hom weer moet oopsluit. Maar hierdie Mohammed het 'n ekonomie binne in die ekonomie. Wat is dit met ons? Waarom kan ons nie begin? Nie om te maak soos hulle maak nie, maar om te sê, ons is Vader Jahwe se volkie, en hierdie ekonomie is nou ons in. Ons deel net met ons broers, met niemand anders nie. Hoekom nie? Want dit open die weg na selfbeskikking. As Boet Koos vanmôre hier met 'n bande besigheid begin, dan koop die hele boervolk by hom bande, by niemand anders nie. Ons kry die bargains by hom, nie by Mohammed nie. U hoor nie my hart nie.
Die waarheid open die weg na selfbeskikking. Hoor u dit nie? Halleluja. Lekker nie? Nou goed. Maleagi 3 vers 6. Hier is 'n waarborg aan hierdie klein volkie. Hier is 'n waarborg aan hierdie klein volkie en ek maak met hom kant en klaar. Hoor wat sê Vader vanmôre vir jou en vir my wat 'n slingerpad geloop het tot vanmôre toe. Wat met dowwe oë kyk na die gemors wat hier aan die gang is. Wat wonder, wat van môre, wat van oormôre. Maar Maleagi 3 vers 6 sê vir ons 'n wonderlike woord, 'n bevestigende woord, 'n halleluja woord vir jou en vir my. En hoor wat sê hy. Hoor wat sê hy. Want ek, Vader Jahwe, het nie verander nie. Kan ons hom weer lees met mekaar? Want ek, Vader Jahwe, het nie verander nie. En hoor nou wat sê hierdie profesie verder. En julle kinders van Jakob is nie verteer nie. Wat hoor ek vanmôre in hierdie plek? Wat hoor ek oor gaan Suid-Afrika? Vader Jahwe sê, ek het nie verander nie. En julle kinders van Jakob is nie verteer nie. Prys sy kosbare naam. Ek dank U.